Welkom terug by die groot ontbyt. Johan Borchert, welvaartbestuurder van PSG Wealth Pretoria Oos-Skeier volgens by ons en 'n hele klomp dinge waarop ons moet fokus. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om hier te wees. Ons begin weer by 'n oorsig van die week se markte. Hoe lyk dit? Ja, die markte was maar 'n interessante week vir markte geweest. Oor die algemeen verlede week het markte 'n bietjie swaar getrek. Jy weet, omtrent al die buitelandse markte was afgewees. Iets wat interessant was, die mark in Korea, Suid-Korea wat baie gekonsentreerd was in sekere aandele, het nogal geweldig afverkoop nie. So mense wat byvoorbeeld in daai mark was en byvoorbeeld 'n indeksfonds gekoop het definitief bietjie swaar getrek laas jaar. Ja. En dan ook die indiensnemingssyfers in Amerika het eintlik beter as verwag uitgekom. So so dit is eintlik bietjie positiewe teken vir hulle ekonomie. Dit beteken dat rentekoerse waarskynlik daar langer hoër gaan bly, maar oor die algemeen was markte maar laag geweest. Johan, ons het die afgelope tyd nog ons baie gepraat oor wat is die beste manier om jou bates te allokeer. Maar nou is daar 'n nuwe woord wat inkom wat ek niks van weet nie. Wat is regulasie 28 en hoe pas dit in die gesprek? Ja, okay, ja, 100%. So ek dink as ons net so een stapie teruggaan, wat is bateallokasie nou weer? Dat ons het baie nou die afgelope tyd daaroor gepraat en dit gaan maar net daaroor om jou belegging wat jy het in die hoofbateklasse te verdeel in kontant, effekte, aandele, eiendom. So dis die verdeling van jou belegging en daai onderliggende bates. En regulasie 28 spesifiek is die voorgeskrewe bateallokasie op aftreeprodukte. So daarso is wetgewing in plek wat sê in aftreeprodukte, so byvoorbeeld in jou pensioenfonds en jou bewaringsfonds as jy het en jou uitredingsannuïteitfonds, moet jy binne daai voorgeskrewe bateallokasie bepalings bly. Dis basies regulasie 28, ja. Wat is tans die bepalings vir regulasie 28? Ja, so as 'n mens in breë trekke gaan kyk, dan sê regulasie 28 op die stadium jy mag nie meer as 45% van jou belegging in so uitredings in so uitredingsannuïteitfonds of pensioenfonds in die buiteland belê nie en jy mag nie meer as 75% in aandele belê nie. So hulle skep eintlik bietjie daar 'n gebalanseerde mandjie vir die tipe fondse, ja. Maar is regulasie 28 se bedoeling vir beleggers dan goed of sleg? Wil mens nie eintlik meer as 45%? Ja, so dit is ook 'n moeilike vraag. Jy weet, dit kan vir sekere mense is dit beter as vir ander en vir ander is dit natuurlik weer slegter as vir ander. So as 'n mens gaan kyk, as jy bietjie ouer is, naby aftrede is daai gebalanseerde mandjie nie 'n slegte opsie nie. En ek dink ook die bedoeling met dit is dat hulle wil eerstens seker maak dat 'n mens nie sommer geld verloor daar nie. Want onthou jou geld en jou uitredingsannuïteitfonds, jou pensioenfonds ensovoorts is eintlik meer jou veilige mandjie eenkant, nee, dis geld wat jy definitief nie kapitaal wil op verloor nie en jy wil nie onnodige risiko's op dit vat nie. So daar maak die voorgeskrewe bateallokasie maak definitief sin daar vir mense. Maar as jy nou byvoorbeeld 'n jong persoon is en jy begin net werk, kom ons sê jy begin op 25 te werk of op 20 te werk en jy weet jy wil nou vir die volgende 40 jaar wil jy geld spaar vir jou eksklusief vir jou aftrede, dan gaan jy eintlik teoreties meer aggressief wil belê aanvanklik. So vir jonger mense is dit kan jy sê is dit bietjie nadelig, maar vir die algemeen dink ek is dit goed om bietjie risiko's te beperk in daai fondse, ja. As ons nou kyk na daai 40 jaar, daai langtermyn, wat is die invloed van op in die langtermyn aan enige beleggings wat onderhewig is aan hierdie regulasie 28? Ja, so ek dink daar's by baie mense is daar 'n verkeerde persepsie dat jy kan nie eintlik in 'n aftreeproduk goeie opbrengste kry ook nie. En ek dink daai persepsie hopelik kan 'n mens regmaak oor tyd met mense. As 'n mens net hier na ons een van ons regulasie 28 mandjies gaan kyk, dan het jy nog steeds, jy weet, van 2009 af, jy weet die laaste 15, 16 jaar, het jy nog steeds 'n totale opbrengs van 550% gekry. Jy weet weer eens, en dit was deur moeilike tye gewees. In daai tyd was dit die finansiële krisis gewees in die wêreld. Jy het bietjie
die 2017, 2018 'n daling in markte gehad, jy het COVID gehad, alles, maar nog steeds oor die tydperk as jy jou geld daar gehou het, 550% en dis so 'n bietjie meer as 12% per jaar wat jy gekry het. So dis nie 'n slegte opbrengs nie, maar natuurlik as jy 100% in aandele was oor 'n baie langer tydperk sou die opbrengs waarskynlik beter gewees het. Maar dis definitief 'n aanvaarbare opbrengs en ek dink nie mense moet wegskram van aftreeprodukte, pensioenprodukte, omdat hulle die wanpersepsie het dat die opbrengs nie goed daarop is nie. Jy weet nog steeds 'n baie goeie opbrengs en natuurlik het jy baie groot belastingvoordele en ander voordele ook op dit. So dis baie meer as net die opbrengs, ja. Wat as jy reeds afgetree is? Word dit dan nog steeds toegepas op aftreeprodukte? Nee, so as jy byvoorbeeld 'n pensioenfonds het of 'n bewaringsfonds het of 'n uitredingsannuïteitfonds het en jy kom op 'n aftreë stadium, onthou enige persoon kan as jy die ouderdom van 55 jaar bereik, dan kan jy volgens wet aftree uit jou aftreeprodukte uit en dan verval die bepalinge van regulasie 28. Dan is jy weer heeltemal op jou eie. So as jy byvoorbeeld nou aftree uit jou anniteitsfonds uit na 'n lewende anniteit toe, jy skakel dit om na 'n lewende anniteit toe, dit raak nou 'n na-aftrede produk, dan is daai bepalinge glad nie meer daar nie. So dan kan jy 100% in aandele belê, 100% in die buiteland belê. Ja, so die bepalinge geld net op voor-aftrede-produkte, nie op na-aftrede-produkte nie, ja. Julle fokus ook op meer verskillende fondsbestuurders. Hoekom so? Ja, soos julle daar kan sien, daai mandjie bestaan uit 6 onderliggende fondsbestuurders op die stadium. Jy weet ons glo definitief in die multibestuurde benadering. Okay. En die eenvoudige antwoord vir dit is niemand is altyd 100% reg nie. So as jy nou gaan sê, hoorie, ek is die slimste maatjie in die klas, ek kan vir ewig eerste staan, dan gaan dit waarskynlik nie gebeur nie, né? Want mense het, jy weet, ons het almal dieselfde data, maar ons maak almal verskillende interpretasies van dit. So as jy nou al die data in die wêreld nou kan hê en jy sê, hoorie, wat gaan die invloed van dit wees op markte oor die volgende 5 of 10 jaar? Dan gaan jy verskillende interpretasies kry vir dit. Nie almal en gevolglik gaan nie almal reg wees nie. So ek dink vir enige persoon wat in 'n pensioenfonds of 'n aftreeproduk of eintlik in enige belegging is, sal ek jy weet baie moeilik daarin byt dat jy net in een spesifieke fonds moet wees. So ons is baie gemaklik om jy weet die onderliggende fondse of allocasie tot omtrent 20% per fonds te beperk in 'n mandjie wat ons het, ja. Johan, en die realiteit is markte gaan altyd wisselvallig wees. Dit gaan nooit verstaan in die toekoms ooit of in die geskiedenis was dit nog nooit net stabiel nie. Daar gaan altyd wisselvalligheid wees. Ja, definitief, ja. En daar's almal het verskillende interpretasies. Jy weet binne die bepalinge van regulasie 28 is daar fondsbestuurders wat 45% maksimum in die buiteland wil hê. Daar's ander wat minder wil hê. Jy weet, so dis nie so eenvoudig om te sê, hoorie, hier's net die goed, ons is almal in hierdie een stroom en ons gaan almal dieselfde uitkomste hê nie. As jy gaan kyk na al die verskillende fondsbestuurders in 'n bepaalde segment, is die uitkomste of die opbrengste wat hulle oor tyd kry, is daar groot verskille in dit, nee. So jy moet baie versigtig wees dat jy nie die enkele verkeerde een kies nie. So in hierdie pakket is hierdie 6 fondsbestuurders nou gekies. Kan dit verander word? Ja, so dit is 'n baie gestruktureerde proses wat ons elke maand na kyk om daai samestelling te verander. Jy weet, as ons sien een fondsbestuurder jy weet is dalk nie heeltemal by sy doelwit nie, jy weet, dan het ons ernstige gesprekke met hulle, vra wat is die jy weet wat is die oorsaak van dit, hoe lyk die paadjie vorentoe? En jy weet ons skuif op fondsbestuurders, so definitief, jy weet wat, so ja, jy kan definitief onderliggende fondsbestuurders skuif kies en keer. Ja, kies en keer. Daar baie van te kies. Ja, definitief. Johan, wanneer moet mense aftree uit produkte wat onderhewig is aan regulasie 28? Ja, so dis ook 'n baie moeilike vraag of 'n baie wye vraag en ek dink miskien is dit goed dat 'n mens dalk een oggend net oor dit praat. Ja. So as 'n mens nou teruggaan weer eens wat ons nou gesê het, volgens wet kan jy op ouderdom 55 kan jy aftree daaruit. Maar almal se omstandighede verskil. Onthou dit hang af hoe lyk jou spaargeld op daai stadium, wat is jou kontantvloeibehoeftes, wat gaan die belastingimplikasie wees, maar daar is definitief meriete daarin om vroeër as later af te tree.
So en om hierdie produkte om te skakel na lewende entiteite Wow. toe om buite regulasie 28 te kom. Okay. So ek dink dit is definitief iets wat ons dalk op 'n volgende stadium meer kan in diepte meer kan gesels daaroor, maar in kort vanaf ouderdom 55 kan jy begin dink aan om bietjie meer kreatief te wees in die samestelling van jou portefeuilles. Jo, sê gou wie kontak ons julle om meer uit te vind hieroor. Ja, die maklikste is om net 'n e-pos te stuur, groot@psg.co.za. Johan, baie dankie vir jou tyd en dan volgende keer praat ons oor hoe ons meer kreatief kan wees. Dankie julle. Ek hoop julle het 'n lekker week verder. Selfde vir jou, dit is Johan Botchet. So, daar het jy gehoor, PSG Wealth, Pretoria Oos help jou om die geheel beeld te sien. Vir meer inligting, stuur 'n e-pos na groot@psg.co.za. Geaffilieerdes van die PSG Finansiële Dienste Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy, is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Dit is Johan Botchet. Bly geskakel vir nog 'n groot ontbyt net hierna.